Dankie aan die span. In Hebreërs 13, vers 20 tot en met vers 21, is 'n baie kosbare gedeelte hier aan die einde van die Hebreërboek. Hoor wat sê hy? God wat vrede gee. Die Here wat ek en jy aanbid. As jy vanoggend ook sê en bely dat ek aanbid die Here, dan het jy op 'n stadium mos nou jou lewe vir die Here gegee, wat jy sê, Here, U is in beheer van my lewe. Ek stap nie my eie pad nie, ek wil U wil volg, ek wil by U plan vir my lewe inskakel. Nie soos wat ek dink nie, dit wat U in gedagte het. En nou kom sê hy hier net aan die einde, sê hy, God wat vrede gee. Daai julle, dit laat ons dink aan dit wat Jesus ook sê, vrede vir julle, wanneer hy verskyn na sy opstanding. God wat vrede gee. Het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond, groot herder, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is. Hy is ons herder. Uit die dood teruggebring. Hy het hom laat opstaan uit die dood. En dan sê hy 'n baie mooi gedeelte. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Mag die God julle toerus met alles wat goed is. Dis my gebed vir oggend vir julle, met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. En mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is, en dat ons lewe dit sal reflekteer as ons ligdraers is vir God. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. En kom ons loof en prys hierdie Here wat ons herder is, en ons gaan staan en dan gaan ons saam die lied sing, prys die Here. En ek het vanoggend vir Nalia gevra, of gister vir haar gevra, om vanoggend hierdie skriflesing vir ons te kom doen, uit Matteus uit, so kom Nalia, ons lekker as jy vanoggend kan deel wees hieraan. Van 12:00 af het daar duisenders oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit tot op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Daar sê baie dankie daarvoor. Wie kan vir my sê van die jonges wat hier is, watter dier sien die beste in die donker? Wie dink julle, watter dier, of wat dink julle, watter dier kan die beste sien in die donker? Nagapie is een van hulle. Daar's ene wat nog beter kan sien. 'n Uil, daar sê julle is slim. Wat wil jy daarbo antwoord? Ook 'n uil. Ja, 'n uil is die dier wat die beste kan sien in die nag, né? En dan maak hy nog hierdie naggeluide. As hy so woe maak, né? Dan word jy bang as jy daar in jou donker kamer in die bed lê. Want ek het net nou gevra, wie van julle is bang vir die donker? Steek gou op. Wie's bang vir die donker? Hier's 'n paar wat eerlik is, die ander is nie. Hulle sê niks, né? Hulle is bang, die ander gaan hulle snaaks aan. Maar mense word bang vir die donker. Mense het eintlik 'n natuurlike vrees vir die donker, want hoekom? Wat gebeur in die donker, né? Daar's verskeie redes
hoekom 'n mens sou sê dat ek bang is vir die donker. Die eerste een is seker die groot onsekerheid, want ek kan nie sien nie. Ek het nie sulke goeie oë soos wat 'n uil het wat baie mooi kan sien in die donker nie. En nou as jy nie mooi kan sien in die donker nie en daar's onsekerheid, wat begin jou brein? Die eerste ding wat jou brein doen is jy begin allerhande goed sien. Jou sintuie is baie skerp en ewe skielik wil jy net begin rondkyk. En jy hoor elke geluidjie. En dit is om jou liggaam te beskerm teen moontlike potensiële gevaar. Dis hoekom jy jou sintuie oortyd werk in die donker. En jou verbeelding ook, né? As jy net ietsie hoor, dan dink jy is hierdie groot gevaar of wat ook al. En dis hoekom mense maar bang is vir die donkerte. Donkerte beteken dat ek net eenvoudig nie kan sien wat rondom my aangaan nie. En my brein sê vir my, hoorie, jy het meer inligting nodig. Ek moet meer inligting bymekaar kry en hoe meer inligting ek bymekaar maak, dan beteken dit dat ek nie bang gaan wees nie. Hoe meer inligting ek het, want dan kan ek beter besluite neem. En so van besluite in donkerte gepraat, ek sê altyd vir my gesin, dis die slegste ding om laat in die aand groot besluite te neem, né? Mens neem nie laat in die aand, daar by ons huis, ons neem nie laat in die aand groot besluite nie, behalwe nou as daar nou 'n nood is en om nou groot besluite neem, maar oor die algemeen, ons as mense word sommer baie keer net oorweldig deur duisternis en donkerte, né? Nou, ek weet nie, hier's dalk van julle kinders wat daar in Engeland en daar in Londen of waar ook al bly, daar sit mos altyd so grys, jy weet, jy kan nie altyd lekker sien, jy weet, daar het jy eintlik 'n 100 watt gloeilamp nodig, net om bietjie dit lig te maak. En wat was die oorsaak daarvan? Die oorsaak daarvan is dat baie van daai mense net depressief raak, want ons het sonlig nodig, ons het lig nodig. En duisternis is bloot eenvoudig net die afwesigheid van lig. En lig is vir ons baie belangrik. En het julle geweet dat die Bybel praat baie van duisternis, meer as wat jy dink. En wanneer 'n mens die Bybel begin lees en jy kyk na hoe praat die Bybel oor duisternis, dan gaan hy vir jou klomp perspektiewe gee op duisternis. En ek dink voordat ons by ons teks kom, is dit ook belangrik om te gaan kyk maar wat sê die Bybel oor duisternis. En sommer daar heel in die begin van daai eerste bladsye, daar in Genesis 1 vers 2 en 3, dan lees ons van duisternis. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Dit was donker, daar was duisternis gewees. So alles was eintlik chaos gewees in die duisternis. En wat staan dan volgende? Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. So God kom met sy teenwoordigheid, wat lig is, kom hy en beweeg hy in die duisternis. En toe hy in die duisternis inbeweeg, toe is daar ewe skielik orde. En het ons die dae wat begin, die skepingsdae wat begin beweeg. So, in duisternis is daar nie altyd orde nie. Maar wanneer God in beweeg met sy lig, is daar orde. As jy nou, dis een ding. 'n ander perspektief kry ons byvoorbeeld in 'n teksgedeelte soos Jesaja 9 vers 1, wat sê vir ons, die volk het in duisternis gelewe. So die Israeliete het in duisternis gelewe. So wat sê dit eintlik vir ons? Dit beteken nie dit was heeltyd donker gewees nie. Dit sê net dat hulle eintlik in sonde gelewe het. En om in duisternis te leef beteken dat ek nie saam met die Here is nie, dat ek eintlik weg en verwyderd is van die Here. Dat sonde eintlik my lewe oorweldig. En dit is wat hy sê in Jesaja 9. So hulle het 'n geestelike blindheid gehad. En dis hoekom Jesus eintlik sê, as jy soos die volk in sonde gedompel is, in duisternis is, wat het jy nodig? Dit wat Johannes 8 sê, want Johannes 8 sê vir ons, vers 12, sê Jesus vir sy mense, maar ek is die lig vir die wêreld. Hy sê in Johannes 1 vers 12, sê hy, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So wanneer jou lewe eintlik in duisternis is, geestelike duisternis, dan het jy Jesus nodig,
want hy is die lig en hy is die lewe wat inkom in jou lewe en jou lewe kom verander. Ag, ons lees ook 'n ander perspektief, byvoorbeeld in Eksodus 10. As 'n mens gaan kyk na Eksodus 10, dan het ons die 9de plaag. En in die 9de plaag was dit 3 dae duisternis. En dit was so donker in Egipte. Hulle sê mens kon eintlik, die duisternis was tasbaar gewees. Nou moet jy dink, hoe voel dit om 3 dae in duisternis eenvoudig te leef? Dit was verskriklik. Nou, hoekom was dit so? As ons gaan kyk na al die plaae, dan wou God ook wys dat hy in beheer is van alles. Want die Egiptenare het 2 gode gehad rondom duisternis en lig en lewe en heerskappy, en onder andere die god Ra en dan die god Horus. En hulle moes nou al hierdie lig verskaf. En omdat God veroorsaak het dat daar 3 dae duisternis kom, wys dit dat God in beheer is van alles. Hy selfs in beheer van die duisternis. Want dit was interessant, dit was in die hele Egipte was dit duisternis gewees, behalwe in die Goshen streek van Egipte, daar waar die Israeliete gebly het. Daar was dit lig gewees. So dit wys jou hoe in beheer is God. En dan kry ons 'n gedeelte soos Amos 5 vers 18 wat sê 'n ander perspektief op duisternis. Hy sê die dag wat die Here kom gaan soos duisternis wees, die oordeel van die Here. Dit sluit aan by wanneer in Matteus 8 vers 12 wat sê die ongelowiges gaan in die diepste duisternis ingegooi word. So wat sê dit vir ons? Duisternis het ook iets te doen met oordeel. En dit word in die donkerte ingegooi. As ons sê dit word in die donkerte ingegooi, wat sê ons, wat is God? God is lig. En God is lewe. So wanneer dit hier in die duisternis ingegooi word, dan is dit dood. Dan is dit wanneer God nie teenwoordig is nie. So dis die Bybelse perspektief in kort, wanneer hy praat oor die duisternis. En dan kom ons by ons teksgedeelte en dan lees ons ewe skielik ook van duisternis. Daar in Matteus 27 vers 45 wanneer hy sê, want Jesus hang daar aan die kruis. En dan sê hy 12 uur, van 12 uur af tot 3 uur, vir 3 ure lank, daar waar die son eintlik op sy velste moet wees, wanneer dit die helderste skyn, ewe skielik is dit net duisternis. Dit word net donker. En as 'n mens mooi gaan lees, dan sê party mense sal sê, ja, maar dis dalk net 'n sonsverduistering, 'n toevalligheid dat sonsverduistering op daardie dag plaasgevind het. Maar tydens daai tyd, dis ook die Pasgatyd, was dit volmaantyd gewees. Dis volmaantyd. Altyd wanneer dit die Paastyd is dit volmaantyd. Volmaantyd in die tyd van die kruisiging. En sonsverduistering vind net plaas in nuwe maantyd, nie in volmaantyd nie. So wat het ons hier aan die kruis? Wanneer daar duisternis ewe skielik gebeur, wanneer Jesus aan die kruis hang, dan is dit 'n goddelike ingrype. Want wat gebeur nog? Ons lees dat die voorhangsel van die tempel, dis nou die gedeelte tussen die heiligste en die allerheiligste, dat daardie swaar gordyn eintlik, 'n baie swaar, 'n dig geweefde gordyn, van bo af na onder toe skiet. Nie van onder af nie, want dit, hulle sou sê, maar dis menslik moontlik, om hier van onder af die gordyn te skeer. Nee, hy het geskeer van bo af onder toe Jesus sterf. Die aarde begin bewe. Dis vir 3 ure lank donker. So eintlik is die hele skepping betrokke by die kruisiging. So 'n groot gebeurtenis is dit. Paulus skryf ook ons daaroor, hy sê, maar die skepping sug eintlik. Die skepping sien met 'n verwagting uit dat die wederkoms van die Here moet plaasvind, sodat die skepping net kan herstel. Want die skepping kry maar swaar onder die sonde. En terwyl Jesus daar aan die kruis hang, bloedbelope, tot die dood toe uitgeput. Sy laaste maaltyd was die Pasga maaltyd gewees.
En dink gou daaraan. Hy wat kom wandel het tussen mense. Hy wat gesê het vir almal, ek is die lig vir die wêreld. Hy wat kom sê het, as ek in jou lewe inkom, dan sal daar lewe wees. Nou hang hy hier aan 'n kruishout. En vir 3 ure is dit net duisternis. So wat beteken dit, dat die lig vir die wêreld, die een wat sê hy is die lig vir die wêreld, dan aan 'n kruishout hang, en is vir 3 ure donker? Wat beteken dit, wat is die effek daarvan op ons? Dis wat ons vandag vir mekaar moet sê. Wanneer Jesus aan die kruis hang, dan neem hy mos nou eintlik die sonde van die wêreld op hom. En wat moet God doen met sonde? Hy moet sonde veroordeel. En wat sê duisternis? Soos wat ons gaan kyk het, wat sê die Bybelse perspektief? Wat sê duisternis? Duisternis sê net vir ons, God is nie daar nie. God oordeel, en dis presies wat moet gebeur aan die kruis. God moet oordeel. En Jesus ervaar in daai 3 ure, ervaar hy totale verlatenheid. Ek dink nie ons kan ooit besef wat deur sy gedagtes gegaan het nie. Maar hy roep daaruit, Eli, Eli, lema sabachthani. En hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En die een wat volgens Johannes 17 so naby aan God geleef het. In Johannes 17 kan jy gaan lees hoe hy sê, daar's 'n baie besonderse verhouding tussen my en God. En hier aan die kruis ervaar hy dit nie. Hy ervaar totale verlatenheid. Hy ervaar dit wat Matteus 8 vers 12 sê, dat iemand wat in sonde leef, in die buitenste duisternis uitgegooi word. Verlate, weg van God, die lig van God wat nie daar is nie. En dit is wat Jesus ervaar, want wat het Jesus kom doen aan die kruis? Hy neem al die sonde, hy neem al jou sonde, hy neem al my sonde, het hy op hom geneem. Al daardie emosies van die sonde, het hy op hom geneem. Maar nie net ons nie, die hele wêreld se. So dink net hoe moes hy gevoel het. En ewe skielik word die wêreld se sonde gekonsentreer in 'n persoon wat eintlik onskuldig is. En dan moet God reageer. Daar moet oordeel plaasvind rondom dit. En dis hoekom daar duisternis kom, sodat daar oordeel kan plaasvind. As jy 'n Bybel hier het en jy wil saam met my kyk, is jy welkom. Ek gaan net 'n paar verse lees uit Jesaja 53 uit. Jesaja 53 van vers 3 af tot vers 6 en vers 10. Hoor wat sê hierdie gedeelte vir ons. As ek dit nou lees, hoor net daardie totale verlatenheid wat Jesus ervaar het, om een kant toe gestoot te word. Dit is wat hy aan daardie kruis ervaar het. Nie goed genoeg nie. Ek dink ietsie daarvan wat ek en jy kan ervaar is jy al deur mense een kant toe gestoot. Nie aanvaar nie. Ons sien dit gereeld by kinders, dat kinders mekaar net eenvoudig een kant toe stoot en sê jy's nie aanvaarbaar nie, of jy's nie aanvaarbaar nie. En hulle stoot mekaar een kant toe. En dan wat ervaar jy? Dink gou, want dit het waarskynlik al met jou in jou lewe gebeur. Wat ervaar jy as jy nie goed genoeg is nie? As jy een kant toe gestoot moet word. Dis nie lekker nie. Dis 'n vreeslike ervaring. Nou Jesus, wat aan die kruis hang, neem al die sondes op hom. En daarom word hy nie aanvaarbaar vir mense nie. Nie net vir mense nie, maar hy word ook nie aanvaarbaar vir God nie. Nou sê Jesaja 53, daarvan vers 3 af, hy was verag deur die mense, verag, verstoot, een kant toe gestoot. Jy's nie aanvaarbaar vir ons nie. Jy pas eenvoudig nie in nie. 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Dis daai verstotenheid en verlatenheid.
Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ten spyte van alles wat die mensdom doen, neem hy dit op homself. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Die hele wêreld se sonde op hom. Nie net jou kruis wat jy moet dra nie, maar die hele wêreld se het op hom gekom. In vers 10 sê, dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. En daar het 'n realiteit geword aan die kruis. So baie keer kan ons praat oor die kruis van Jesus, ons kan dink oor die kruis van Jesus, maar wanneer laas het jy net gaan stil sit en gedink aan die werklike impak daarvan, aan ook dit wat Jesus aan die kruis moes ervaar? Hier neem hy almal se sonde op hom. En hy het verskriklike pyn daar aan die kruis. Mense wat hom spot, wat daar staan. En sy belangrikste verhouding, sy verhouding met die Vader, waarvan hy ons vertel het in Johannes 17 en wat hy gesê het, ek doen net wat die Vader. Daardie Vader draai sy rug op hom. En vir 3 ure lank is daar duisternis. Hang hy aan die kruis in duisternis. Is in stilte. En toe dit lig word, het hy begin praat. Want aan daardie kruis het daai ruiltransaksie plaasgevind waaroor ons al gepraat het. Want in Levitikus 16 sê dit altyd dat die sonde, dis die dag van Yom Kippur. Dis die dag van die groot versoeningsdag. Nou wat gebeur met die groot versoeningsdag? Is dat die hoëpriester het dan 'n offer gebring, twee ramme word daardie dag. Die een ram word geoffer vir die volk se sonde ook, maar die ander ene word in die woestyn ingestuur om te gaan sterf in die woestyn. So het Jesus alles kom vervul deur al die sonde op hom te neem, want hy was sonder sonde gewees. So daai ruiltransaksie vind in die kruis plaas. God verwerp hom. En dan sê hy, toe dit lig word, na die 3 ure, is dit 3 uur die middag. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar iets interessants gebeur ook 3 uur die middag. In die Joodse tradisie, 3 uur die middag, is dit die tyd vir die middagoffers, wanneer daar weer 'n offerlam gebring word aan God. Elke middag 3 uur word daar by die tempel 'n offerlam gebring, ter ere van God. En 3 uur die middag, dan hang Jesus daar aan die kruis ook, en hy sê, Here, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Interessant, hy sê nie hier Vader nie, hy sê hier God. En die kommentatore sê, hy sê juis God, want hier's 'n juridiese plasing wat plaasvind. God is regter, God is nou die regter, en God moet oordeel oor die sonde. Dis hoekom daar duisternis was. Hy moet oordeel oor die wêreld se sonde. Maar hoor wat sê Jesus? My God. Hy praat nie van die God nie. Is die God wat kom oordeel. U is my God. U is ook my regter. Waarom het U my verlaat? Hy moet ervaar verlatenheid, sodat ek en jy dit nooit hoef te ervaar nie. Hoor mooi.
Hy het aan die kruis verlate gevoel, dat ek en jy vandag nie verlate hoef te voel nie. Ek en jy hoef nie in duisternis te leef nie. Ek en jy, as jy vanoggend hier sit, of jy luister na hierdie boodskap, as jy sonde het, wat jy vertroetel, wat jy meer aanhou, wat jou laat voel asof jy weg is van God af, dan kom sê hierdie gedeelte vir jou, jy is nie weg van God af nie, want Jesus was verlate gewees. Hy het verlatenheid vir jou bereik. Jy hoef nie. Wat het Jesus kom word? Immanuel, God met ons, God by ons. En as kind van God wat maar nog worstel met die sonde, wie woon in jou? Dis die Heilige Gees wat in jou woon. Daarom hoef ek en jy, en het hy dit moontlik gemaak dat ek en jy nie daardie verlatenheid moet ervaar nie, hoef te ervaar nie. 'n Gedeelte wat baie aansluit by hierdie teks, is 'n gedeelte soos Psalm 22, en Psalm 22 sê hy, hy begin met dieselfde woorde van my God, waarom het U my verlaat? Maar as jy die einde van Psalm 22 se laaste verse gaan kyk, dan eindig hy eintlik in lof. Sê Romeine 8 vers 31 tot 39 nie vir jou, dat die Here jou so lief het, dat hy jou nie sal verlaat nie, dat daardie liefde van die Here sal nie weggaan van jou af nie, niks kan ons skei van die liefde wat die Here vir ons het nie, maar hy het sy rug gedraai op Jesus, en daarom doen hy dit nie meer met jou nie, en daarom as ons sonde het, kan ons net na hom toe gaan en dit bely, en spreek hy ons vry as ons dit in opregtheid doen. So daar aan die kruis kom ervaar hy verlatenheid, sodat jy dit nie hoef te ervaar nie, sodat jy eintlik altyd Immanuel kan ervaar. Hy kry ons sonde, hy kry ons oordeel, hy kry ons verlatenheid. En wat kry ek en jy hieruit? Ek en jy kry sy geregtigheid, eintlik sy regsposisie voor God is dat hy onskuldig was. Maar hy word die skuldige. So ek en jy kry sy regsposisie. Ek wat eintlik die skuldige is, kry sy regsposisie. En God kyk van my af, kyk na my en hy sê, maar jy is geregverdig. Jy's vrygespreek. Omdat hy aan die kruis moes hang. Ons kry sy vergifnis. Ons kry sy nabyheid by God. So wanneer jy weer voel dat jy ver is van God af, wanneer jy weer voel jy is alleen, of wanneer jy bid jy teen die plafon vas want die Here is ver, dis net gevoelens, dis net emosies. Hy sê vir jou, ek is vir altyd by jou. Jesus het reeds deur daardie goed gegaan, sodat ek en jy nie daardeur hoef te gaan nie. Hy ken eensaamheid, hy ken verwerping, hy ken donkerte, en daarom kan hy jou daardeur dra. As 'n kind in hulle kamer is, en hulle voel bang, die donkerte, en die breintjie begin oor tyd werk, oor wat hier gebeur, en hulle hoor al die goed, en hulle wonder of die monsters onder die bed is, en hulle begin skree, mamma of papa, en jy stap daar in die kamer in. Wat gebeur? Daardie kind word rustig, want ma of pa het in die kamer ingestap. Niks anders het verander nie. Dis nog steeds donker, maar ma en pa het in die kamer ingestap. Die teenwoordigheid van ma of pa wat daar is in die kamer, maak die verskil. Ek en jy leef in uitdagende tye. Ek en jy leef in 'n stikkende wêreld wat slegte goed gebeur. Ek en jy leef in 'n tyd waar dit baie keer voel alles begin donker raak hier rondom my. Dan hoef jy nie bang te wees nie. Roep net na jou hemelse Pa. Want Jesus is klaar daardeur. En hy sê ek is by jou. Ek sal saam met jou in jou donker tye wees. Ek sluit af. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 5 en 6. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie.
ek sal jou nooit verlaat nie, omdat Jesus aan die kruis verlate moes voel. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Omdat Jesus verlate was deur God, kan jy en ek God se nabyheid ervaar. Kom ons sluit die oë. Vader, om verlate en eensaam te voel, is nie lekker nie, is nie maklik nie. En Here Jesus, U het al daardie dinge ervaar. U het ons sondes op U geneem. Al die slegte goed wat ons dink en sê en gedoen het. Maar nie net ons in die hele wêreld sin. Dit moes vreeslik gewees het. Maar dankie dat U dit gedoen het, dat U bereid was om dit te doen. En Here, dankie dat U daaroor geoordeel het, om daardeur te sê, U keer dit nie goed nie. Dankie dat die vryspraak en die geregtigheid van Christus op ons gekom het. En dat ons vandag hier kan sit, geregverdig deur Christus se kruisdood. Here, stap saam met ons deur hierdie lewe. As dit donker word hier rondom ons, dan sit ons maar net ons hand in U hand. Kom lei ons, Here, want ons weet en glo dat U die lig is, die lig wat lewe gee ook. So bid ons ook vir die gemeente, dat U met ons sal wees, dat ons waarlik altyd ligdraer sal wees, dat ons in die donker van die wêreld U lig na vore bring. In Jesus naam bid ek dit. Amen.